Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom vanmôre ook by die erediens. Ons begin so 'n bietjie vroeër met die afkondigings dat ons seker maak dat ons op 9:00 begin wanneer die erediens dan ook gestroom uitgesaai word. Ek wil dan vanmôre nou in die eerste plek vir almal hartlik welkom sê wat vriende en kuiergaste is. Want ons het vanmôre nou 2 babas wat ons doop. Ons het ook 2 volwasse doopgeleenthede en ons katkesante wat belydenis van geloof af lê. Ekskuus. So dit is 'n baie besonderse oggend en daarom welkom ook aan die familie en vriende wat hier is. Die eredienste hou 'n gedagte volgende naweek wanneer ons nagmaal hou, dan sal ons 'n loopnagmaal hê. Ek verduidelik weer so kortliks. Dit is 'n nagmaalstyl wat die algemene kerkvergadering goedgekeur het by die vorige algemene kerkvergadering. So die tafel sal gedek wees, ons sal uitnooi soos normaalweg en dan gaan ons soos ons die orde reël, julle vorentoe beweeg, 'n broodjie neem, die kelkie gebruik en neersit en aanstap en weer in jou plek gaan sit. So ons gaan so met 2 strome gaan ons dan die nagmaal bedien in plaas van dat ons by die tafel kom aansit soos wat ons gewoond is. Dit is ook veiliger om dit so te doen. Dan die siekes waarvoor ons voorbidding doen. Tannie Lia Alberts, sy is maar nog baie siek, ons dink aan haar. Helen Rennie het weer die week vir behandeling gegaan, chemobehandeling, en ons dink in die besonder ook aan haar in hierdie tyd. Van en Marita Soer, hulle het nou albei siek geraak. Marita was in vir 'n operasie en toe sy by die huis kom, het sy geval en moes toe weer ingaan hospitaal toe en toe het Van beroerte gekry. En so hulle 2 is nou 2 siekes wat mekaar moet versorg, maar hulle kleindogter is daar om hulle om te sien. Kom ons dink aan hulle. Callie Korp was ook 'n tweede keer in die hospitaal en hy's nou uit die hospitaal uit. Ons dink ook aan hom. En dan Joshua Joubert Jr. Dis nou een van ons finale jaar katkesante wat vanmôre nou ook hier moes wees. Hy is verkies as die onderhoofseun van Swartkop Hoërskool en op die leierskamp het hy van 'n motorboot afgeval en onder die boot deur en baie beserings opgedoen. So hy kan nie vanmôre hier wees nie, hy sal by 'n later geleentheid dan belydenis van geloof af lê. Ons dink aan Joshua en ons bid dat die Here ook vir hom volkome genesing sal bring. Onthou die Bybelstudies word gewone tye maandag aande, Dr. Christo van der Merwe bied die senior groep aan en ek self die jong volwassenes en woensdagoggende en 8:30 dan bied ek ook vir elkeen wat in die oggend hier kan wees. Die belangegroepe wil ek miskien net daarop wys dat ons stapgroep die 14de November gaan stap. Dit is op die plaas van Gerard Prinsloo Jr. hulle, en dis lieflike staproete en daar's berggedeeltes wat 'n ou kan stap, so almal welkom wat wil deelneem. Maak net vooraf kontak. Ons sê baie dankie vir die offergawes wat inkom elke maand, en so ook hierdie afgelope maand en die tye wat nog kom, die 10de van 'n 10de offer. Daarvoor dank ons die Here vir die mooi bydraes. Die nuwe Bybelvertaling, dit is 'n direkte vertaling, word op die 29ste November dan bekend gestel. So die Bybels is beskikbaar, julle kan by Marina in die kantoor vra en dan kan julle daar 'n Bybel bestel. Verskillende formate wat verskillende pryse is. Neem ook kennis, die Kerssangdiens sal net in die oggend. Gewoonlik is ons Kerssangdienste in die aand, maar sal die oggend van 29 November dan die Kerssangdiens aanbied.
Ons het een bo 80er wat verjaar. Tannie Lily Pretsch verjaar vandag. Ek dink sy behoort hier te wees. Ja, sy kan maar mooi opstaan, dan wys sy vir ons hoe mooi lyk 'n jong 84-jarige en baie geluk. Mag die Here ook seën met baie mooi gesondheid en wonderlike vriende en liefde en kinders om hom. Baie seën. Dan vanmôre by die doop is dit Nicolas en Bianca van der Westhuizen wat Eliana doop en dan Corneille en Nana Viljoen wat vir Sebastian doop. Ons wil vir die verbondsfamilie en ouers wat hier is sê baie welkom. En dan ook wanneer ons belydenis van geloof aflê, verwelkom ek dan vir Donalisa Weber, Henny de Beer en Tian Jacobs. Ons sien uit daarna om hierdie wonderlike ervaring met julle te deel vandag. Ja, dit is ons afkondigings. As toetrede lied om die Here te ontmoet in hierdie erediens, sing ons saam uit Gesang 271, die tweede strofe. En onthou wanneer ons sing, dan is dit ons manier om met die Here te praat. Kyk dan na die woorde en die inhoud en praat die inhoud met die Here terwyl jy dan die lied sing. 271, die tweede strofe. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Seën gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord deur te sing uit Gesang 280 vers 1, 2 en 3.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Gesang 239, vers 2 en 3. Broers en susters, ons gaan nou daartoe oor om die babas te doop, wat vanmôre dan ten doop gehou gaan word. God het ons lief, broers en susters, en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewus raak. En dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee 'n sigbare uitdrukking aan God se verbond met ons. En die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. So die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. En daarom doop die kerk kinders van God. En die doop van hierdie kinders van God herinner ons vandag opnuut aan ons eie doop. Soos glo dat die kerk die opdrag in die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus. En die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en ons voortdurend ons lewe nuut maak. So die doop roep ons dan op, broers en susters, om God lief te hê. En is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ja, en eintlik moet ons kinders in die lewe van die gemeenskap van die gelowiges, ook in die gemeente van in die lewe van die gemeente, moet die kinders kan ervaar wat dit beteken om aan God te behoort.
Nou wil ek graag hê dat die doopouers na vore sal kom, dat hulle op die vrae kan antwoord, Nicolas en Bianca van der Westhuizen en Corneille en Nana Viljoen. Julle het nou die toerusting bygewoon waar ons mooi gepraat het oor die doop en die betekenis daarvan. En daarom moet julle die volgende vrae antwoord. Eintlik ook 'n geloofsbelijdenis daar rondom doen. Glo julle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in die belydenis? En beloof julle om hierdie kindertjies van julle te leer wat die doop beteken en hulle te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Nicolas en Bianca, wat is hier op julle antwoord? Corneille, Nana, julle antwoord. Ons gaan dan nou as gemeente ons geloof saam eers bely en daarna sal ons die baba gaan doop. Glo jy in God die Vader? Nou met die gemeente antwoord. En dan weet dan broers en susters dat die Vader 'n ewige genade verbond met ons sluit en dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here. Weet dan dat Jesus Christus vir ons gesterf het en dat hy ons in die gemeenskap van sy dood en opstanding ingelei het. Glo jy in die Heilige Gees? En weet dan, broers en susters, dat die Heilige Gees in ons woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Ons gaan dan nou oorgaan tot die doop en terwyl die babas ingebring word, dan sing ons saam uit Gesang 292 die eerste strofe. Staan die lookies. Sebastian Delarey Viljoen, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Juliana van der Westhuizen, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Susters, terwyl ons so bly sit, kom ons roep die naam van die Here in gebed aan. Ons driemaal heilige God, U is ons Vader, en U maak vanmôre tasbaar vir ons duidelik deur die woord en sakrament, dat U die belofte maak dat U ons sal versorg en beskerm. In Jesus Christus maak U vir ons die belofte dat ons verlossing in Christus werklikheid is. En o Heilige Gees, U kom bevestig daardie beloftes in ons eie harte, sodat ons met verwondering na God kan kyk, en dat ons met verwondering kan antwoord op U genade en U liefde. Ons dank U dat U lewend is en teenwoordig is, Here. Ons dank U vir die ouers wat vanmôre ook hulle kindertjies ten doop kan hou, en ons bid dat U hulle sal seën met wysheid en geloof en liefde, sodat hierdie kindertjies van hulle waarlik aan U toegewys sal wees. Vader, waar ons dan nou met U woord gaan besig wees, waar U met ons gaan praat deur die woord, bid ons dat U deur U Heilige Gees U woord vir ons sal oopbreek, dit verstaanbaar sal maak, sodat dit ons lewe kan raak en ons hieruit kan leef. Ons vra dit diep afhanklik van U, in Jesus se naam. Amen. Ons lees dan vanmôre uit die Here se woord saam, uit die Ou Testament, Jeremia 18 daarvan die eerste vers af. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe, ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skuif te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk. En hy het toe iets anders gemaak, soos hy dit wou hê.
Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? Vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. Maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid, waaroor ek hom wou straf, dan sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring. In die volgende oomblik kondig ek aan dat ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan my, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. Maar sê nou vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here, ek berei vir julle 'n ramp voor. Verskoning. Ek is besig om 'n besluit oor julle te neem. Elkeen moet hom van sy verkeerde lewe bekeer. Maak julle lewe en julle dade reg. Maar hulle sal sê, dit help nie. Ons wil lewe soos ons wil. Elkeen wil sy eie koppige, slegte lewe lei. En daarom, so sê die Here, vra tog onder die nasies of iemand al van so iets gehoor het. Israel het 'n afstootlike ding gedoen. Is die kranse van die Libanon ooit sonder sneeu? Droog sy koue bergstrome wat uit ver plekke kom ooit op? Tog het my volk my vergeet en wierookoffers gebring. Vir gode wat nie bestaan nie, gode wat my volk laat struikel het op sy pad, op die pad wat hy van ouds af geloop het, hy het op ompaaie begin loop en ongebaande weë. Hy het hierdie land iets gemaak wat mense met afgryse vervul, iets waaroor hulle altyd van verbasing sal fluit. Elkeen wat daar verbykom, sal van verbasing die kop skud. Soos die oostewind sal ek my volk vir die vyand uitdryf. Die dag as die ramp hulle tref, sal ek my rug na hulle toe draai en hulle nie raak sien nie. Tot sover die skriflesing. Die Here Jesus het vir sy disippels gesê dat wanneer ons sy woorde hoor en in hom glo wat hom gestuur het, dan het ons die ewige lewe. En hy sê, ons kom nie meer in die oordeel nie, want ons het klaar uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Elkeen wat glo, natuurlik. Nou broers en susters, baie lidmate wil weet. En veral is dit ook 'n vraag wat ons nogal oorwonder by die doop, en wanneer 'n mens nou 'n belydende lidmaat van die kerk word, die geleentheid waar jy nou eintlik uit die blokke spring, dat jou lewe as volwassene in die kerk nou eers begin. En dan vra ons die vraag, is 'n mens se lewenspad lank reeds vir jou vooruit bepaal? As die psalmdigter met groot vertroue uitroep dat die Here hom deur en deur ken en dat hy sy pad al reeds vir hom bepaal het, beteken dit letterlik dat die Here ons lewe van sekonde tot sekonde vooruit bepaal het en dat ons daar geen seggenskap in ons lewe het nie? Nou baie mense wil dit graag so sien, broers en susters. En die vertroue dat die Here elke oomblik van hulle lewens vooruit bepaal het, bring vir baie mense sekuriteit en dit laat hulle veilig voel. Maar nou is die vraag net, wat maak 'n mens dan met 'n ding soos die sonde? Want as ek besluit om met 'n flirtasie by die werk te begin, of as ek by die invul van die belastingopgawe belangrike inligting weerhou, of as ek my kinders emosioneel aftakel met die manier waarop ek met hulle praat, het die Here dit ook vir my vooruit bepaal. Beplan die Here met ander woorde ons sonde vooruit. Ons sou 'n ander vraag ook kon vra. As die Here ons hele lewe reeds vooruit bepaal het, wat is dan die nut
daarvan om te bid. Want as die Here nou besluit het hoe môre lyk, lankal besluit het hoe môre sal lyk, wat help dit dat ek hom vandag oor uitkoms vra vir môre, in die omstandighede waarin ek my bevind? En watter nut sou dit hoegenaamd hê om vir my kinders voorbidding te doen, as die Here lankal vooruit reeds bepaal het, dat my kind dwelm afhanklik sal wees? Dis 'n ongemaklike vraag. En waar ons moet vra, hoe pas God hierby in? Nou Jeremia het iets van die spanning tussen God se ingrype in die geskiedenis van mense se lewens aan die een kant, en mense se verantwoordelikheid aan die ander kant begryp, toe hy by 'n pottebakker se werkwinkel ingestap het. Want die pottebakker was toe juis besig om iets op die draaiwiel te maak. En ten spyte van sy groot moeite met die vorming van hierdie klei om 'n mooi pot te maak, het hierdie pot toe nie vorm aangeneem soos wat die pottebakker gehoop het dit sou nie. Ja, sy projek uiteindelik misluk. En toe die pottebakker doodluiters die klei gevat en dit weer sag en soepel geknie en van vooraf begin met die pot. En dit gemaak presies soos wat hy dit wou hê. Dit het hom nie afgeskrik dat die pot nie die vorm aangeneem het wat hy beplan het nie. Doodgewoon voorbegin, weer om gevorm soos hy dit wou hê. En toe, broers en susters, snap Jeremia iets van die Here se besig wees met die lewens van mense en families en volkere. Want die Here vra, kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? En daarmee wil die Here God sê dat hy inderdaad by magte is om met mense en met nasies se lewens te maak so wat hy wil. Hy is immers die lewende God. Hy is die skepper van alles in die hemel en op aarde en hy het inderdaad beheer oor alles. En net soos die pottebakker kan hy die een oomblik besluit om 'n koninkryk af te breek en te vernietig. Maar net die volgende oomblik as hierdie nasie besluit om hulle te bekeer van die boosheid, dan kondig hy aan dat hy die nasie sal opbou en sal vestig. So is God. Dink maar aan die verhaal van Jona, wat Ninive toe gestuur is om aan die stad die oordeel van God af te kondig. En hoe hy moeite maak om nie by Ninive uit te kom nie, na Tarsus toe te gaan, en as hy uiteindelik wel in Ninive kom, en hy kondig die oordeel van God oor hulle af, wat gebeur? Die koning en die hele volk bekeer hulle tot God, en dan spaar God hulle, en hy seën hulle. En dit maak Jona moedeloos. Hy sê, hier dan my nog gestuur om oordeel af te kondig, en nou seën u hulle. God het van plan verander, toe hulle tot bekering kom. So God is nie 'n magsdespoot, wat ergens ver verwyder van mense en hulle behoeftes sit, en dan vingers klap en almal moet spring en sy bevele gehoorsaam nie. Nee, en dit het weer die gemeente nou baie goed, ons het baie keer daaroor gepraat, dat ons leef in 'n gebroke werklikheid, want na die sondeval van die mens, het God hierdie aarde vervloek om distels en dorings voor te bring. Met ander woorde, hierdie planeet is in 'n proses van selfvernietiging geplaas, sodat hy die nuwe hemel en die nuwe aarde kan vestig. Daar waar ons altyd in vrede met God sal wees. Maar in die tussentyd, hier en nou, is hier 'n gebroke werklikheid. En die stukkende planeet tref ons almal, gelowiges en ongelowiges. Toe die COVID gekom het, 19 gekom het, toe is gelowiges en ongelowiges dood as gevolg daarvan. So, die Here sit nie hier eenkant verhewe en sê, nou gaan jy diabetes kry en jy gaan kanker kry en jy gaan 'n kind verloor. Nee, dis hoe die Here by ons betrokken is. Hy is lewend en liefdevol betrokke by ons, by die gang en die verloop van mense se lewens binne in hierdie gebroke werklikheid. En hy lewe met 'n interaksie met mense.
Hy's betrokke by die gang en die prosesse van mense se lewens en by volkere se lewens. En hy tree op in interaksie met mense. Hy staan in 'n verhouding met mense en hy reageer op die keuses wat mense maak. Hy het ons juis na sy beeld geskep. Wat beteken dat ons eienskappe het wat God het. God is skepper en daarom kan ons ook skepend optree. Soos die pottebakker wat nou hierdie mooi potte maak, of ander wat kunswerke maak, of ingenieurs wat ontwerp, wat ook al. Ons kan ook kreatief wees. God is liefde en ons is in staat, omdat Jesus Christus ons vrygespreek het en die Heilige Gees in ons is ons in staat om onselfsugtig lief te kan hê. En dan God se soewereiniteit om te besluit soos hy wil, het hy ons ook in vryheid geskep, vry geskep om te kan kies soos ons wil, keuses te kan maak. Ek gaan net weer kort verwys na weer die gemeente waarvan ek praat, as ons die metafoor vat van die vlooie in die boks, en hierdie vlooitjies kan almal mooi op en afspring in harmonie, dan is dit wonderlik in hierdie boks, maar as een vlooitjie op 'n dag bietjie steroïde inkry, en hy stamp sy kop hierbo, dan is die boks in die metafoor God se heilsplan, sy verlossingsplan met die wêreld, en daaraan kan geen mens verander nie. Geen koning of koninkryk of iemand nie. Maar wanneer een vlooitjie op 'n dag besluit, ek spring 30 grade, die ander sê ek 90 grade, die ander 20 grade, wat kry ons in die boks? Chaos. Hoe lyk die wêreld waarin ons leef? Chaoties. Want mense maak keuses. En as een vlooitjie mooi op en af spring en hy kom 'n dwarsvlooi, en hy spring binne in die ander een vas en sê, hoe kan die Here? Nee, sê die Here nie. Dit is 'n mens wat 'n keuse gemaak het teen God se wil in, wat 'n ander mens se lewe geaffekteer het. En dit is juis hierdie vryheid om te kan kies, wat groot verantwoordelikheid op ons plaas, broers en susters. As ons vry is om te kies, beteken dit ook, ons kan teen God se wil inkies. En presies dit is wat sonde is. Dit is om liefdeloos en selfsugtig en sonder respek teenoor God en ander mense op te tree. En broers en susters, ongelukkig maak ons deurlopend die fout om teen God se wil in te kies. En dan stamp ons eie koppe. Dis nie God wat hier sit en sê, ek jou uitgevang en nou straf ek jou nie. Nee, as die Here vir ons riglyne gee, dan is die riglyne uit liefde gegee. Om te sê, omdat ek julle lief het, wil ek hê, julle moenie in hierdie wêreld seer kry nie. Bly binne die riglyne, dan sal julle heel bly. As ek 'n seentjie van 4 jaar het en as 'n kaggel en ek sê, moenie vat nie, jy gaan jou hand brand. En as ek my rug draai en hy gaan vat en sy hand brand, is dit nie ek wat sy hand gebrand het nie. Hy het 'n keuse gemaak. En omdat hy die keuse gemaak het, het hy sy hand gebrand. As dit ware sy kop gestamp. Ons kan so walglik dwars teen God se wil inleef, dat ons later soos misvormde potte lyk, wat vir niks gebruik kan word nie, en wat geen doel op aarde het nie. En hoe reageer God daarop? Die wonderlike is, dis dan dat die Here met 'n ongekende liefde en deernis kom om ons klei weer soepel en glad uit te knie, sodat hy van ons iets moois kan maak, iets waardevols kan maak. En dit is hoe God by ons betrokke is, broers en susters. Hy sê, ek sal die kwaad wat oor julle lewe kom, vir julle ten goeie laat meewerk, vir die wat my lief het. En as ons dan met al die dwaase keuses wat ons maak, onder sy hande rebels rondwriemel en misvorm anderkant uitkom, dan sien hy kans om vir elkeen wat hom of haar na hom toe terugkeer, vir elkeen wat opnuut weer smag na die heelheid en die versoening met God, vat hy weer geduldig onder sy hande en hy maak iets besonders van jou.
Dis byna soos in die gelykenis van die verlore seun, dat as die seun nog ver aankom en die pa los alles en hy hardloop sy kind tegemoet en hy omhels hom en hierdie kind stink nog na die varkhok. En dan sê die pa in sy arms, vir hierdie kind wat nog stink na die varkhok, sê hy vir die knegte, bring vir hom skoene om aan te trek, bring vir hom 'n kleed om aan te trek, bring die familiering, gaan slag 'n kalf. So hy sê, in my arms sal jy al meer weer lyk soos my seun. Ek sal jou weer vorm en so maak hy hierdie pot, herskep hy, soos wat hy dit uiteindelik besonders wil maak. En dis wie God is, broers en susters. Dis wat hy in Jesus Christus kom doen het. Hy het ons kom herskep. Hy het die gebreekte verhouding tussen God en mens, het hy as dit ware kom knie en glad maak en deurdruk om weer nuwe verhouding te skep. Om die herskepping te laat gebeur, die herskepping van die verhouding met God. En dit is God se genade, ongeag van hoe ons lyk, nooi hy ons in Jesus Christus om hom te volg. En hy wil weer van jou 'n bruikbare pot maak. Daar is mense, ongelukkig, jammer, ekskuus tog, daar's mense wat hulle rug styf maak vir God, en wat met God niks uit te waai wil hê nie. Daar staan in vers 12, maar hulle sal sê, ja, dit help nie, ons wil lewe soos ons wil. Elkeen wil sy eie koppige, slegte lewe lei. En op die ou end, broers en susters, is dit al wat hulle sal kry. Die vrug van hulle eie koppige, slegte lewens. En al die pyn en verlatenheid en ellende wat daarmee gepaard gaan. Maar dit is hulle eie keuse om teen God te draai. Hulle laat hulle deur hulle sondige natuur beheer, terwyl die Here ons oproep dat ons deur die Heilige Gees beheer sal word. Dat God dan van oomblik tot oomblik lewend en dinamies by ons lewens betrokke is, sien ons veral in die verhale van Jona, het ons klaar oor gepraat, en koning Hiskia. So die God het nie lankal besluit hoe gaan die pad loop nie. Hy besluit van oomblik tot oomblik, want hy's lewend, dinamies by ons. Toe koning Hiskia, wat siek was, by die profeet gehoor het, hy met sy familie gaan groet, want hy gaan sterwe aan sy siekte. Die profeet hom voor God, die koning hom voor God verootmoedig. En hy het gepleit by die Here vir nog tyd. Hy's nog jonk en hy is immers die koning. En die Here verhoor sy gebed. En die Here verander van plan. Die Here gee nog 15 jaar by sy lewe by. En dit is vir ons die bevrydende boodskap, broers en susters. Die lewende Here kan van plan verander. Hy het nie maar ergens in die verlede iewers afsydig gesit en besluit hoe alles hier presies sekonde vir sekonde sal aftik totdat dit eintlik op 'n fatalistiese einde uitloop nie. Nee, hy het gekies. Hy het gekies om in verhouding met mense te staan. Hy het ons so geskep dat ons in verhouding met hom kan wees. En daarom kan ons bid, want ons kan praat met ons Vader. En hy praat met ons deur die woord. Ons het 'n verhouding met hom. En daarom maak dit sin om ons harte en ons behoeftes voor God uit te stort. En te weet, hy hoor. Ek praat nie maar hier teen 'n plafon vas nie. Die lewende Here hoor. Hy het ons geskep om verhouding met hom te hê. Hy maak die belofte dat as sy woorde in ons bly en ons in hom bly, hy sê, dan sal hy elke gebed verhoor. Hoor mooi, wat op sy beurt nie beteken dat God vir elke vinger wat ons klap sal spring nie. Want daarvoor het hy ons te lief. Want hy reageer nie op die selfsugtige geklap van vingers nie. Hy reageer ook nie op dwaase versoeke van sy kinders nie.
Die troos dat hy elke gebed verhoor, lê juis daarin dat hy elke versoek van sy kinders binne sy wil van sy kinders wat binne sy wil lewe en volgens sy wil bid, dat hy dit hoor en oorweeg. In sy alwyse oorweging gee hy dan vir ons presies wat ons nodig het en dit wat vir ons goed is op die lang termyn. En hy gee dit uit liefde, uit passie en nie willekeurig nie. Net so wat ons wat ouers is en julle wat nou jong ouers is en julle kindertjies nog moet grootmaak sal ontdek dat jy baie dinge wat jou kinders vra van hulle gaan weerhou. Want baie keer gaan hulle goed vra wat jy as ouer weet vir hulle gevaarlik is op die lang termyn. En dan sê jy nie nou nie my kind. Jy's nie in staat om dit nou te hanteer nie. Maar later wanneer jy sien my kind kan nou, dan gee jy. So het uitgestel, maar het gehoor en jy het reageer. Partykeer sal my kind dan iets vra wat vir hom gevaarlik, lewensgevaarlik is. En dan sê jy as ouer vir hom, moenie eers weer vra nie. Nooit ooit in my lewe, terwyl jy my kind is, gaan ek dit vir jou gee nie, dis gevaarlik, so moenie vra nie. Ander kere sal ons vra vir iets wat ek nodig het en wat beskikbaar is, en die pa sê, kom, klim in die kar, ons gaan koop gou. Want dit is nodig, jy moet dit hê. As ons as aardse vaders en moeders dan nou weet, om vir ons kinders uit liefde te gee wat hulle nodig het en wat tot hulle beswil is, hoeveel te meer nie ons hemelse Vader nie. Hy gee uit liefde en nie willekeurig nie. En hy het ons diepste nood verstaan. Hy het verstaan dat ons verlossing in Jesus Christus nodig het. Hy het verstaan dat ons werklike nood nie in elke dag se behoeftetjies lê nie, maar dit lê daarin om bevry te word van die sonde en die oordeel en die dood. En daarom word hy mens, want die loon van die sonde is die dood. En daarom moet elkeen wat sonde het, moet sterwe. En dis elke mens. Want daar is niemand wat geen sonde het nie. Ons kan nog 'n bietjie praat van 'n ou wat daarom baie vroom is en miskien daarom net so 3 sondes op 'n dag doen. Ek ken nie so iemand nie. So as iemand so iemand ken, bring hom vir my, ek sien. Maar een sonde in die gedagte en ons weet hoe dit deur ons gedagtes spoel. Een sonde in sy woorde en ons weet hoe maklik ons liefdeloos van en met mense praat. Een sonde in sy dade. Dis maar 3 sondes. Teen die einde van die jaar is dit 3 maal 365 rond dit af so plus minus 1000 sondes. As hy 70 jaar oud word, is dit 70000 sondes. En as hy die woord sê, as hy een van die gebooie oortree, staan hy skuldig voor almal, dan is dit 700,000 sondes, waarvoor God hom 700,000 keer moet veroordeel, wanneer hy vir die troon van God te staan kom, as hy uit sy eie by God wil kom. So wanneer ons dit verstaan, broers en susters, dan maak die feit dat ons in 'n verbondsverhouding met God leef, geweldig baie sin. Vanmôre kon ons in die doop iets sien van hierdie verbondsluiting. Die doop is nie 'n geldige sakrament omdat die pa en die ma sulke voortreffelike gelowiges is of die dominee so 'n voortreffelike dominee is nie. Die doop is geldig omdat God in die doop aktief is. Hy sluit verbond. Hy maak beloftes vir ons. En wanneer ons ook belydenis van geloof kom aflê, soos wanneer ons jong mense vanmôre kom doen, dan is dit ook deur God se genade en deur die werk van die Heilige Gees dat ons uiteindelik tot verwondering kon kom, dat ons van die doop kon kom deur die ouers se hulp, deur God se woord, deur sy Gees en nou met verwondering kon bely, ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die feit dat ons 'n verbondsverhouding met God het, beteken ongelukkig ook nie dat ons perfek in lyn met God se wil gaan lewe nie. Ongelukkig nie. Want geen mens, broers en susters, hoe vroom ook al, kan die liefde wat God van ons vra volkome leef nie. En daarom moet ons nie, wanneer ons uit swakheid in sonde val,
Wanneer ons uit dwaase keuses wat ons maak, van God af weggedwaal het, moet ons tog asseblief nie in die sonde bly lê nie. Ons moet nooit so moedeloos word oor die gemors in ons lewens, dat ons dink dis nou vir altyd verby met ons, en dat die Here nie meer kan sien vir ons nie. En dat ons nou alleen maar die oordeel van God moet afwag nie. Nee. Hy het met ons 'n ewige genade verbond gesluit. Sy vaderarm staan wyd oop vir elkeen wat die klop van die Heilige Gees aan die deur van ons harte hoor. En as ons oopmaak, dan kom hy binne en hy vier fees saam met ons. Soos die verlore seun wat daar gekom het en hy het gehoop hy kan slawe kos eet en die pa het gesê, gaan slag die kalf, dis koningskos, en hulle het fees gevier. En so kan ons fees vier saam met God. En moet ons nie in ons swakheid in die sonde bly nie. Want dit is wat die Here begeer, 'n feesmaal, nie eendag nie, 'n feesmaal van dag tot dag. Want om in God se teenwoordigheid te leef uit sy genade is 'n feesmaal, 'n partytjie kan ons maar sê. Hy stel nie belang, en dit is nie wie God is, dat hy uitkyk wie hy kan oordeel nie. God huil oor die sonde. En uiteindelik sal hy die sonde straf vir die wat nie hulle tot God keer nie. Maar dis nie wat in God se hart se begeerte lê nie. Hy stel belang dat ons saam met hom sal lewe. En die wat sê, dit help nie. Ons wil lewe soos ons wil. Elkeen wil sy eie koppige, slegte lewe lei. Hy sal hulle oorgee aan hulle eie skandelike drifte, sodat hulle nog meer skandelik sal optree. Maar vir elkeen, broers en susters, wat na hom smag, of dit nou is terwyl ek groot word, of nadat ek die belydenis van geloof afgelê het, dalk al lankal belydenis van geloof afgelê het, en koud in my verhouding met die Here geraak het. Hy sê vir elkeen wat na hom smag, is daar 'n ewige genade verbond. God het die verbond gesluit. Dit staan geldig vir jou. En daarom staan die uitnodiging om terug te kom geldig vir jou. Want daar's 'n Vaderhand wat gereed is om op te tel en weer nuut uit te werk en die klei mooi te knie en glad te maak en weer van jou 'n nuwe mens te maak. 'n Nuwe kleipot, 'n nuttige sieraad vir God. Waarom dan wag, broers en susters? Die Here nooi en roep ons elke dag. Kom ons in hierdie verhouding met God, bekeer elke oomblik terug in 'n verhouding met die lewende God. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing en dan vra ek as ons die lied sing, dat die katkesante na vore sal kom en dat hulle dan ook hier belydenis van geloof kan aflê. Ons gaan gesang 528, die eerste en die derde strofe sing.
en Donalies, Tian, God het die wêreld so lief, dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Met die doop bevestig God hierdie genade aan ons, en God se liefde dring ons om geloof te bely. En die verrassende is dat die woord van God ons leer dat geloof nie uit onsself kom nie. Dit is 'n geskenk van God. Die Heilige Gees wek geloof in ons wanneer ons die woord van God hoor. En sommige van ons kon reeds van kleins af in God glo. Ander van ons het God eers later in ons lewe leer ken. Maar geloof in Jesus Christus bring ons in 'n lewende verhouding met God. Julle is sekerig die groep wat die kortste ooit gekatkiseer het, gegee die besondere jaar 2020 waarin ons is. Maar ek wil ook met dankbaarheid sê dat julle is ook die groep wat feitelik die hardste gewerk het. En ek is so spyt, Joshua kan nou nie saam met ons hier wees vanmôre nie. Ons sal die geleentheid vir hom nog skep. Maar daarom dankbaar dat julle nie net 'n klompie kennis opgedoen het nie, maar dat daar 'n lewensvernuwende verryking in julle lewe gekom het terwyl ons met hierdie werk besig is en die Gees verander deur die woord. En dan hierdie verwondering wat ons oor God gekry het omdat ons geleer het wie hy is. Dit dring ons om gereeld tot God te bid en om die Bybel as woord van God getrou te bestudeer en ons hele lewe daarvolgens in te rig. So wanneer ons bewus word van ons onvermoë om volgens sy wil te lewe, moet ons ons skuld voor die Here bely, soos ons vanmôre in die prediking gehoor het, en telkens weer tot God bekeer. So as lidmate van sy kerk wil ons diensbaar wees in die gemeente en ons hou aan die kerklike dissipline. God gebruik die opvoeding van waaruit julle kom, julle ouerhuis, en ook die kerk se kategese en die prediking om ons oor al hierdie sake te onderrig. En nadat julle toe voor die ouderlinge verskyn het die ouderlinge tevrede gewees dat julle voldoende onderrig is en dat julle besef wat die geloof in God beteken, wat 'n verhouding met God beteken en hoe julle as Christene moet leef. Daarom kry julle nou geleentheid om julle geloof voor God en sy gemeente te bely. Julle moet nou op die volgende vrae antwoord. Nadat julle gehoor het wat dit beteken om te glo, wil julle ook saam met die kerk van alle eeue julle geloof bely. Wat is hierop julle al drie se antwoord? Nou vra ek so elkeen van julle, waarop julle gaan antwoord, ek glo in God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En nie bely jy voor God en sy gemeente, soos wat ons in die woord van God leer, en dit in ons belydenisskrifte belig word, dat jy glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wat is hierop jou antwoord? Goed. Donalisa, bely jy voor God en sy gemeente, soos wat ons in die woord van God leer en dit in ons belydenisskrifte belig word, dat jy glo in God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Wat is jou antwoord? Ek glo in God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dion, bely jy voor God en sy gemeente, soos wat ons in die woord leer en belydenisskrifte, dat jy glo in God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees? Baie dankie. Ons gaan nou, voordat ek aan hulle 'n handdruk gee, wil ons eers twee van die jong mense doop en daarna sal ek julle verwelkom as belydende lidmate van die gemeente en sal ons ook die Here se seën vir julle toebid.
Anneliese Weber, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dian Jacobs, ek doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons wil net vir hulle 'n handdruk gee, daarna gaan ons die seën van die Here vir hulle toebid in die sing van die lied. So vir julle wil ek dan sê baie welkom nou as belydende lidmate van die gemeente en mag julle die seën van die Here ontvang, dat die Heilige Gees vir julle die gawes wat hy vir julle gee, dat julle die gawes sal gebruik tot uitbrei van die koninkryk van God en mag julle vreugde vind in julle verhouding wat julle met die Here het. Baie geluk. Baie geluk hoor. Baie geluk. Jy sal sien dat ons in die lied bid dat die Here laat hier u seën op ons daal, dat ons die Here se seën op ons almal afbid. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly nou met ons almal. Amen.